In die middaguur begroet ek die luisteraars. Nou, ons gaan vanmiddag praat in Exodus 15 vers 22. Waar hy sê, Moses het die Israeliete laat wegtrek van die see af. En hulle het na die fontein toegegaan. Hulle het 3 dae lang die fontein ingetrek en geen water gekry nie. Toe hulle by Mara kom, kon hulle nie die water drink nie, omdat die water was bitter. Daarom het hulle die plek Mara genoem. Die volk het met Moses gemurmureer, wat moet ons drink? Moses het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Moses het dit gevat toe in die water gegooi en die water het soet geword. Nou, ek wil vir iemand bemoedig. Nou, ek wil vir iemand sê, so sê die Here van die leerskade, so spreek die Here deur my. Hy sê dat Moses stuur die Israeliete, hy stuur hulle weg. Hy laat die Israeliete wegtrek van die see af en hy stuur hulle na die fontein. Die fontein, hy sê 3 dae lang kon hulle nie water drinkie. Hulle kon nie van die water drinkie, omdat die water was bitter. Hulle sê toe hulle by die plek Mara kom, kon hulle nie van die water drinkie as gevolg omdat die water bitter was. Daarom het hulle die plek Mara genoem. En die Bybel sê dat die volk het met Moses gemurmureer en gevra, Moses, wat moet ons drink? Nou kom die Here, soms stel mense jou te leer, soms maak mense jou seer, soms stuur mense jou na 'n plek en dan kom jy daar en dan is jy nie by die regte plekkie. Soms beïnvloed mense jou na plekke waar jy nie by die regte plek is. En dan vra jy vir die Here, hoekom sê ek dan nie? Sy het jou eie keuse gevolg. En terwyl hulle murmureer met God, kom hulle. En Moses aanbid die Here. Hoekom? Die Israeliete, hulle kon nie vir die Here self aanbid nie. Daarom het hulle by Moses gaan murmureer. Sy sien dat hulle kon nie vir God self bid nie. Soms veroorsaak mense jou probleme en dan kan jy nie self bid vir 'n oplossing nie. Dan vra jy by die mens wat jou probleem veroorsaak vir 'n oplossing. Nou, ek wil vir my sê dat terwyl Moses kom en die Here en Moses aanbid die Here, hy aanroep die Here en die Here wys vir Moses 'n stuk hout uit. En Moses gooi die hout in die water en nadat die water bitter was, het die water soet geword. Nou die opskrif as bitter water word soet. Nou die beker is maar net homself. Maar wat binne in die beker is bitter. Nou, die mens is maar net homself. Maar die sonde wat die mens doen is bitter. Jy sien dat die beker, hy kan nie verander nie. God kan nie die beker verander nie. Maar dit wat binne in die beker is, kan God verander. Nou die mens, God kan nie die mens van buite verander nie. Die mens se gesig bly dieselfde, die beker bly dieselfde. Die kleur van die beker bly dieselfde. Die grootte van die beker bly dieselfde. God kan nie die beker verander nie, maar God kan dit wat binne in die beker is verander. Die mens is net homself. God kan nie die mens verander nie, want God het die mens geskep en God kan nie sy gesig verander nie. Maar wat God wel kan verander is die mens se sonde, as die mens se omstandigheid, as die mens se situasie, as die mens se vriendekring, as die mens se stryde, as die mens se probleme, as die mense se lewe, waar die mense in lewe. Maar God kan nie die mens verander nie, maar dit wat die mens doen en sê, kan God verander. Nou, ek wil vir iemand bemoedig. Dit tyd geword dat jy die
Waterbeker moet naar God toe neem. En hou op dat mensen samen met jou uit die waterbeker drank. Zij zien, zij gaan naar mensen toe en die laat mensen samen met jou uit die waterbeker drank. Omdat zij wil je alleen in die zonde is.